Goeiemôre, liewe gemeente. Goeiemôre. Dis lekker om weer hier by julle te wees. So 'n lekker oggend. Mens ruik die somer so en sien die vinke se klere is besig om terug te kom en die bome bot. Dan kry mens so ekstra huppel in mense eie stap ook. Dan dink jy maar, is eintlik lekker om te lewe. Maar veral is dit lekker om vanoggend so by mekaar te wees. En die rede waarvoor ons hier is ook wonderlik. Ons is hier om na die woord van die Here te luister. Die Here gaan sy woord aan ons bring vanoggend deur sy Gees. En soos die woord ook self sê, het ons die verwagting dan ook vanoggend dat sy woord ons sal verander en vir ons nuut maak. En waar ons miskien dalk met dinge worstel op hierdie stadium van ons lewe, dat ons ook dat sy woord vir ons 'n lig vir ons pad sal wees en 'n lamp vir ons voet en dat ons nie onaangeraak ook vanoggend hierdie kerkgebou sal verlaat nie. Dankie ook vir die lekker voorsang. Kom ons word stil en dan wag ons dat die Here ons ook sal groet. Ek staan my oë op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Liewe vriende, genade vir julle en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Gees. Kom ons antwoord op hierdie groet vanoggend en kom ons sing ons loflied en dit is lied 514. Lied 514. Sit, is elke keer vir my ook lekker om te sien waar die nuwe gesigte. So welkom aan die nuwe gesigte. Ek het daarom al 2 se blad geskit hier voor. Daar is 'n paar daar ander ook, daar agter ook. Miskien kan ek julle blad ook skit en nie dat ek nou elke Sondag hier is en almal ken nie, maar 'n ou begin daarom die gesigte ken en dis lekker om te sien dat daar mense ook bykom
Ek wil nou nie sê by die ou gesigte nie. By die ander mooi gesigte. Vriende, ons lees vanoggend uit Hebreërs 13 vers 1 tot 6. Maar voor ons saam lees, kom ons word vir 'n paar oomblikke stil. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vanoggend hier te kan wees. Here, ons voel baie spesiaal om so saam te kan wees. Ons is hier, maar U is ook hier. En U is hier, Here, omdat U na ons toe uitreik vanoggend. Omdat U vir ons 'n woord het vanoggend. Omdat U nie net ons roep om U kinders te wees nie, maar omdat U ook geleenthede skep, soos ook vanoggend, in 'n erediens, waar ons U lof kan besing en waar ons U kan aanbid, en waar ons U woord kan luister, en waar U vir ons leer, Here, hoe moet ons as U kinders in die wêreld leef? Here, gee daarom dat U woord sal ingang vind in ons hart. Dat U woord op ons hart sal kom lê en diep sal indring tot ons diepste wese. En vir ons verander, Here, en vir ons nuut maak, en vir ons hoop gee en vir ons krag gee, sodat ons, Here, kan kom by die bedoeling waarvoor ons hier is. En dit is om as U kinders te leef. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Liewe vriende, ek lees vir u die eerste 6 verse van Hebreërs 13. Het gaan daaroor die Christelike lewenswandel. As broers, en ons kan byvoeg as susters, moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangene is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar. Wees wat ontuchtiges en egbreekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie. Nog nooit, nou nooit, ek moet vir my 'n groter druk Bybel kry, dit is nou die moment vanoggend wat ek dit nou leer. Jou nooit in die steek laat nie. En daarom kan ons met vertroue sê, dankie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Liewe vriende, daar is woorde in die Bybel en ek dink ons almal het daardie spesiale psalm of daai spesiale teks wat ons in ons harte ronddra en wat vir ons verskriklik baie beteken. So 'n vers of so 'n gedeelte wat soos 'n anker in 'n mens se hart kom lê en wat vir jou help. 'n gedagte of 'n vers waarin jy vashou as die dinge miskien bietjie swaar raak. As die wind baie sterk van voor af kom en dinge raak te rof en die uitdagings raak groot. Woorde wat jou herinner aan die liefde van God vir jou. Woorde wat jou herinner dat die Here by jou is, dat hy teenwoordig is, dat jy nie maar ongesiens leef elke dag met swaar dinge en moeilike dinge nie. En een van daardie groot waarhede
in die Bybel wat 'n mens op baie maniere kry in talle gedeeltes, is die boodskap van dat die Here my helper is. Daar word dikwels gesê dat hierdie woorde moenie bang wees nie, want die Here is jou herder. Op een of ander manier 365 keer in die Bybel voorkom. Nou ek weet nie hoe die persoon wat dit gesê het, dit gaan tel nie, want dit klink amper so asof daar een belofte vir elke dag van die jaar is. Nou of hierdie getal presies reg is of nie, die waarheid bly staan. Daar is nie 'n enkele dag, nie 'n enkele oomblik, waarvoor God se genade, sy teenwoordigheid, en sy hulp en sy omgee in my lewe nie genoeg is nie. Vir elke maandag tot Vrydag se druk, vir elke dag met sy onsekerheid, vir elke nag waarin bekommernisse jou wakker hou, vir elke oomblik waarin jy wonder, maar hoe gaan ek hier deurkom? Hoe gaan ek hier deurkom? Juist daar klink die belydenis van Hebreërs 13 vers 6 op. Die Here is my helper. Maar Hebreërs 13 laat ons nie net toe om hierdie woorde bloot as trooswoorde te herhaal en dan maar net onveranderd te leef nie. Hierdie gedeelte kom eintlik met 'n baie sterk oproep, en hierdie gedeelte kom eintlik met 'n baie dringende vraag na ons toe. Hierdie gedeelte wil vir ons vra, as die Here werklik waar ons helper is, hoe leef mense wat werklik weet, wat glo, dit elke dag ervaar, dat die Here hulle helper is? Die antwoord is duidelik. Mense wat weet dat die Here hulle helper is, hulle leef doodgewoon anders. Die wat ietsie daarvan verstaan dat die Here my helper is, kan nie anders as om ook anders te leef nie. Die Hebreërs brief word geskrywe onder gelowiges wat onder baie groot druk geleef het. Hulle was moeg gewees, emosioneel moeg. Hulle was, mens kon sê, ook hulle geestestoestand was baie sleg gewees. Hulle was mense wat baie swaar gekry het. Hulle teenstand beleef. Hulle het in 'n baie onvriendelike omgewing in 'n wêreld het hulle geleef in daardie tyd. En sommige van hulle het begin wonder, maar of dit dalk nog die moeite werd is om aan Christus vas te hou. Moet ons aangaan. Deur die hele brief kom die skrywer dan, en dan herinner die skrywer hulle aan die grootheid van Christus en die genoegsaamheid van Christus. Die skrywer kom en hy gaan staan stil en hy maak moeite daarmee om te sê, onthou net 'n bietjie. Moenie laat dit wat julle beleef, die groot vrae wat julle vra, moenie dat dit die oorhand oor julle kry. Moenie dat dit die waarheid so half op die kantlyn, die werklikheid op die kantlyn stoot. Dat die Here teenwoordig is in julle lewe, dat hy 'n helper is. En daarom maak die skrywer van die Hebreërbrief baie daarvan om te sê, maar onthou Christus. Want dis veral deur Christus wat ons God as helper ken en ervaar. En dan sê hy, onthou Christus is groter. Jy het dit miskien al 'n bietjie vergeet en daarom vra jy hierdie vraag.
Onthou, Christus is groter as engele. Onthou, Christus is groter as Moses. En Moses was nog altyd vir die Jode die grootste leier wat daar was, selfs groter as Dawid. Onthou, Christus is groter as die priesters en groter as die offers van die Ou Testament. Onthou, Christus is die volmaakte hoëpriester wat vir julle intree. Hy die finale offer het hy gebring. En deur hom kan julle met vrymoedigheid tot God nader. En dan, vriende, dit doen die Hebreërs skrywer in die vorige 12 hoofstukke. En dan kom hy by hierdie hoofstuk waaruit ons vanoggend gelees het. Hy sê hierdie geloofswaardhede, al hierdie dinge dat Christus die grootste is, dit moet julle prakties maak. Dit moet julle prakties uitlewe. En daarom is die opskrif ook dan van hierdie gedeelte die Christelike lewenswandel. Want die vraag is nie net meer, wat glo julle van Christus nie? Dat hy groot is, groter as Moses, groter as die priesters en die offers en al hierdie dinge nie. Die belangrike vraag is, hoe leef julle omdat julle aan Christus behoort? Hoe lyk die geloof in julle huise? Hoe lyk die geloof in julle verhoudings? Hoe lyk die geloof in julle geldsake? Hoe lyk julle geloof en hoe lyk dit wanneer julle met mense wat in nood is in aanraking kom en gekonfronteer word met armoede? Hoe lyk julle geloof wanneer julle bang is en onseker is? Liewe vriende, dit is juist ook die groot vraag wat ons by stil staan in koninkrykstyd. In die tyd van die jaar waar ons nou is. Die vraag, hoe word God se heerskappy, die feit dat hy die koning van alle konings is, die feit dat hy ons lewe regeer, hoe word dit sigbaar in die gewone lewe? Hebreërs 13 antwoord, die onsigbare vertroue wat ons het, dat God ons helper is, moet sigbaar word in die manier waarop ons lewe. Geloof wat net op die lippe bly, is nie die geloof waartoe hierdie teks ons daarom roep nie. Die Here se hulp maak ons nie passief nie. Dit maak ons juis vry. En dit gee ons 'n passie en dit dring ons om op 'n ander manier te leef. En so begin hierdie gedeelte dan in die eerste vers om te sê, eenvoudig, maar veeleisend, laat die broederliefde bly en susterliefde bly. Dit sê nie net begin lief hê nie, maar dit sê hou aan lief hê, laat die liefde bly. Moenie moeg word daarvoor nie en daarvan nie. Moenie toelaat dat druk en verskille en teleurstellings of selfs dat jy seer kry, jou liefde laat opdroog. Die eerste tekens van God se koninkryk, vriende, is nie mag nie. Is nie selfhandhawing. Is nie om vas te hou, om 'n gesagsvolle posisie in te neem. Dis nie die vermoë om die hardste te probeer praat en ander mense te domineer nie. Die eerste teken van God se koninkryk is liefde. Ons leef in 'n wêreld waarin mense vinnig oordeel, waarin mense vinnig etikette op ander plak en bordjies om hulle nekke hang, waar ander mense vinnig verwerp en vinnig wegstap en die rug draai. Juist daarom maak die Hebreërs baie daarvan om vir die gelowiges, vir die kerk, om
te sê, maar julle moet 'n ander soort gemeenskap wees. 'n Plek waar mense nie net maar bloot mekaar verdra nie, maar 'n plek waar mense werklik liefgehê word. 'n Plek waar mense se laste regtig gedra word. 'n Plek waar vergifnis meer is as 'n mooi woord. 'n Plek waar ons nie net vra wat ons vir ander kan doen nie, maar 'n plek wat ons oopstel, sodat Christus deur ons iets vir ander kan doen. Gemeente, liefde is nie 'n gevoel waarop ons wag nie. Dit is nie 'n warm gevoel nie. Dit is 'n gehoorsame keuse wat hande en voete kry. En daarom sê Hebreërs 13, hou aan lief hê. Hou aan daarmee. Ook wanneer dit moeite kos. Ook wanneer dit seer maak. Ook wanneer dit iets van jou af moet wegvat. Want van die Here is jou helper. En as die Here jou helper is, dan leef jy so. Die teks sê ook verder, moenie nalat om gasvry te wees nie. Gasvryheid beteken nie noodwendig om groot etes, baie joviaal, allerhande geleenthede te hou, in volmaakte huise, en mooi gedekte tafels, en indrukwekkende onthale en mense in te nooi, of wat ook al nie. Hebreërs sê, om gasvry te wees, begin by 'n oop hart. Dit begin daar dat ek my tyd en my aandag, my huis, en my hele lewe eintlik 'n ruimte maak vir iemand anders om in tuis te kom. Dit beteken dat ons nie vol raak van onsself nie. Dat ons nie ons eie kring en ons eie gemak op so 'n plek klein maak, dat daar nie ook plek is vir ander nie. Vir die vreemdeling, vir die buitestander, die eensame mens of mense wat anders as ons is nie. Want ware gasvryheid vra wie staan buite, wie het nog nie tuis gekom nie. Ware gasvryheid vra wie word nie raak gesien nie. Ware gasvryheid vra, wie het 'n plek nodig waar hulle net weer kan asemhaal en iets van God se uitnodiging en iets van God se welkom en innooi kan beleef. Die koninkryk van God word sigbaar wanneer mense by God se kinders iets van God se ontvangs ervaar, van sy innoeiende liefde, van sy aanvaarding, van sy plek maak, van sy terugnooi. Ons maak ruimte vir ander, omdat God ons in Christus in hierdie ruimte ingedra het. Omdat hy vir ons ruimte gemaak het en ingenooi het. Moenie wag tot alles in jou lewe perfek gereël is voordat jy dit doen. Maak jou hart oop, maak tyd, maak moeite, maak plek. Hebreërs sê, wees gasvry. Wees gasvry, want die Here is jou helper. En as jy dit glo, dan leef jy so. Vers 3 sê, dink aan die gevangenes, asof julle self ook gevangenes is. Dink aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. En hier vra die teks nie bloot maar net simpatie nie. Dit vra dat jy jouself sal identifiseer met 'n ander in nood, ander wat swaar kry, ander wat mishandel word. Dit vra 'n vereenselwiging. Nie net, ag ek is jammer,
dat jy swaar kry nie. Ag, ek dink maar aan jou. Of selfs ons as gelowiges sê baie keer, ek sal vir jou bid. Dis baie keer vir ons so 'n vinnige deurtjie uit die situasie uit. Die teks roep ons om naby genoeg te kom, dat 'n ander mens se pyn ook ons hart raak. Dat 'n ander mens se wroging in sy nood werklik waar vir ons diep raak. Die kerk van Christus kan daarom, vriende, nooit 'n onbetrokke gemeenskap wees nie. Ons kan nie wegkyk van mense se lyding en maak asof daardie pyn van daardie lyding niks met ons te doen het nie. Dit sluit alle mense in wat swaar kry. Mense wat letterlik in gevangenis sit, mense wat vervolg word, mense wat deur onreg verdruk word. Maar dit sluit ook in mense wat op een of ander manier vasgevang is in armoede of in skuld of in verslawing of in eensaamheid of in siekte of in rou en depressie en vrees of verwerping. Daarom moet ons onsself eerlik afvra. Vandag as ons hier sit en ons luister hierdie teks, is daar nie dalk iemand wat ons vergeet het nie? Is daar nie dalk iemand by wie ons ligvoets verby beweeg, sonder om so 'n persoon in die oë te kyk en tyd te maak en hart oop te maak? Aan wie se pyn in ons sisteem, waar dit ook al is, in ons buurt of waar ons werk of waar ook al. Aan wie se pyn het ons so gewoond geraak dat ons nie eers meer daardie persoon en sy pyn raak sien. Vir wie? Vir wie moet ons die teenwoordigheid van Christus gaan indra in daardie persoon se nood, in daardie persoon se pyn? Moenie net sê dat ek gee vir jou om nie. Bel, besoek, luister, bid, help waar jy kan. Staan langs daardie mens wat alleen voel. Maak 'n verskil aan sy nood, aan sy worsteling. Kom naby aan die wat swaar kry, want hoekom sê Hebreërs, ons kan nie anders doen nie, want dis hoe ons leef, want die Here is ons helper. Die teks raad vervolgens aan ons mees persoonlike verhoudings. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. God se heerskappy sluit ons liggame en ons begeertes en ons beloftes en ons trou in. Ons kan nie Christus bely as Here en terselfdertyd mense gebruik of verneder of verraai nie. Maar hierdie beginsel reik ook verder as maar net die huwelik, want waar Christus regeer, word mense nie misbruik nie, hulle word geëer. Hulle word geëer. Ons lewe in 'n wêreld waarin mense maklik gemeet kan word aan wat hulle vir my kan beteken, aan wat ek uit die verhouding uit kan kry, wat hulle vir my kan gee, hoe hulle my kan laat voel, of hoe goed hulle by my planne inpas. Maar die koninkryk vorm 'n ander soort lewe. 'n Lewe van trou, 'n lewe van respek, 'n lewe van eerlikheid, 'n lewe van selfbeheersing en 'n lewe van verantwoordelikheid. Dit sê Hebreërs geld in die gesin en die huwelik, dit geld in vriendskappe, dit geld in die gemeente en in die werkplek, dit geld in elke verhouding waar 'n ander mens se waardigheid op die spel is.
ander mense met wie ek elke dag te doen het, se waardigheid word aan my toevertrou. En dit hang